Goeiemôre aan almal en van ons as Kreer huisgesin af net die beste wense vir die nuwe jaar 2021 wat pas aangebreek het. Teen hierdie tyd het afgelope jaar 2020 nou al 'n gespottery by almal van ons geword as gevolg van al die konsternasies en katastrofes wat ons te beurt geval het in die afgelope jaar. Maar ons kan tog ook met erns sê dat ons die Here bid dat 2021 'n beter jaar sal wees. In elk geval wat betref die COVID-19 epidemie wat steeds in ons land en in die wêreld woed. Wat betref werksgeleenthede en die land se ekonomie en wat betref die verhoudings tussen al die mense in ons land. Soos Psalm 127 sing, as die Here hierdie huis van hierdie jaar wat voor lê nie bou nie, dan soek ons almal te vergeefs daaraan. Maar gelukkig onthou Psalm 127 dan ook dat dit die Here is wat soveel wonderlike geskenke aanhou gee. En daarom kan ons met vrymoedigheid in hierdie jaar ingaan, met oop hande, opgewonde oor wat die Here vir ons gaan gee in hierdie jaar wat voor lê. Daarmee welkom julle almal wat vanoggend by hierdie aanlyn uitsaai erediens ingeskakel is. Ek onthou nog goed hoe ek einde Maart verlede jaar vir die eerste keer 'n erediens moes gelei het voor 'n totaal en al leë kerkgebou. En nou is dit regtig waar vanoggend weer die geval. Gelukkig was dit darm nie die hele verlede jaar ook so gewees nie. Mag ons almal wat ingeskakel is nou by hierdie erediens of wat dalk later na die erediens gaan kyk, regtig tog die Here se aanwesigheid beleef terwyl ons in die gees nou so bymekaar is. Goed, as votum gaan ons nou vanoggend die woorde van Psalm 19 vers 2, 3 en 10 tot 12 neem. En kom ons gebruik hierdie woorde om te verklaar in wie se naam ons vanoggend hier in die gees bymekaar is. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Geliefdes, kyk en luister hoe die Here julle groet met sy seën. Genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die een wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons het nou in die Here se teenwoordigheid bewustelik ingekom deur ons votum. Ons is deur die Here gegroet met sy seën. Kom ons luister nou saam na wat die Here se wil is vir hoe ons as sy mense moet lewe in hierdie jaar wat voorlê. As daar nou een beginsel is om in hierdie jaar wat voorlê op te fokus, as dit hierdie een. Romeine 13 vers 8 tot 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit, al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kom ons eien hierdie oproep tot liefde vir onsself toe, deur nou die woorde van skrifberuiming 9:4, vers 1 en vers 3 saam te sing. Dis 'n beruiming van woorde uit 1 Korintiërs 13 uit, waar dit juis oor die liefde gaan. En kom ons dink, terwyl ons hierdie woorde sing, wat dit moet beteken om net
uit liefde te lewe. Skrifbereiding 9:4 vers 1 en 3. En hier's 'n uitnodiging aan julle, sing gerus saam. Daar waar julle by die huis is of waar julle ook al is by hierdie erediens ingeskakel. Ons is gemaak om in liefde te lewe. Dis die beginsel. En ons sukkel daarmee, nie waar nie. So baie keer as ons eerlik moet wees, sluip daar ander motiewe, ander bedoelings in by ons optrede en by die besluite wat ons neem. Luister saam met my na die goeie nuus van hierdie gebeurtenis in Johannes 13 vers 1, 4 en 5. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Hoor julle broers en susters, dit wat ons sukkel om reg te kry, dit het Jesus Christus in ons plek kom leef. Jesus Christus is God se liefde vir ons. Hy wat ons tot die uiterste toe lief gehad het. Hy gee hierdie lewe van liefde vir ons en daarom kan ons nou weer uit liefde uitlewe, net uit liefde uit. As 'n mens so daaroor dink, as jy dit nou weer onthou het, hoe kan 'n mens dan anders as om nou in 'n loflied uit te breek? Kom ons doen dit nou. Ons gaan 'n Paasloflied sing so aan die begin van die jaar. Lied 417 vers 1 en 2. Jesus, ons eer U, opgestane Heer. Lied 417 vers 1 en 2 en dan bid ons saam.
Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, saam met die kerk oor die hele wêreld, is ons vandag in die Gees op hierdie eerste Sondag van 'n nuwe kalenderjaar by mekaar om U te eer deur Jesus Christus, ons Here. U liefde het getriomfeer. U liefde waardeur U die wêreld geskep het, alles tot stand gebring het. U liefde waardeur U nader is aan alles, as wat hulle aan hulle self is. Nader aan ons as ons eie hartklop, as ons eie asemhaling. Ja, nader is U liefde aan ons. Omdat U ons so lief het, Here, die doodse mag gebreek, die geestelike dood, waardeur ons wegtrek van U af, afgeskei is van U af. En die Paasfees se nuwe lig breek deur in elke situasie. Daarom eer ons U, ons Vader, in die naam van Jesus Christus, die krag van die Heilige Gees. Dankie vir so 'n mooi Sondagoggend hier in Pretoria, vir die son wat helder skyn, vir die wêreld wat pragtig, mooi en groen hier by ons is. Saam met die natuur wat in volle blom staan, wil ons ook ons mooiste gawes, ons mooiste lofliedere vir U bring, voor U neerlê, Here. Neem ons harte, neem ons hande en maak daarvan U woning. Gebruik dit soos wat U wil, ook in hierdie jaar wat voorlê. Dankie dat ons nooit alleen is nie. En dat U deur U Heilige Gees by ons is. Ja, daar waar ons hele gemeente vandag virtueel aanlyn by mekaar kom, hier's U ook. Want U is God, almagtig, oneindig, en tog so naby en so lief vir ons. Maak ons elkeen en nou daarvan bewus, maak ons harte ook oop as ons nou na U woord gaan luister, dat ons die toepassingsmoontlikhede, die aansporing daarin sal hoor, deur die Heilige Gees, om Christus ontwil. Amen. Liewe broers en susters, luister vanoggend saam met my nou na die Here se woord uit die laaste hoofstuk van die Evangelie volgens Matteus. Ons gaan daai baie beroemde verse lees van Matteus 28 vers 16 tot 20. Baie beroemde laaste 5 verse, en ek lees dit uit die 1983 vertaling. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, en na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Nou, hierdie paar verse begin met die disippels wat by 'n berg aangekom het. En miskien sou 'n mens kon sê dat dit op 'n geestelike manier ook waar is van ons vanoggend. Die begin van die jaar, die oorgang na 'n nuwe jaar toe, is mos op 'n manier altyd so 'n bergtop ervaring. Jy kyk terug op die jaar wat was, jy kyk en jy dink oor die paadjie wat jy in jou lewe tot hier toe geloop het, wat ons as land tot hier toe geloop het. En van hierdie uitkykpunt, wat die begin van die jaar is, kyk jy ook vorentoe. En jy probeer sien hoe hierdie paadjie nou verder lyk. Jy beplan, jy het allerlei nuwe jaars voornemens, soos wat jy dink jou pad gaan loop. As gelowiges word ons, soos die disippels in hierdie skrifgedeelte, ook uitgenooi om vir Jesus Christus die Here raak te sien, hier waar ons nou op hierdie bergtop is.
Soos die disippels word ons ook uitgenooi om deur hom, deur Jesus, na ons toekoms te kyk. Ons moet deur sy opstanding ons pad in hierdie jaar verder onderskei, vanuit die opstanding sien hoe dinge loop. Maar dan lees ons hier dat toe die disippels vir Jesus Christus gesien het, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Dis nie te sê dat party van die disippels glad nie getwyfel het, terwyl daar net sommige van hulle was wat getwyfel het of dit nou regtig Jesus is, wat hulle hier voor hulle raak sien nie. Die woordjie wat hier met party of sommige vertaal word, hoi, sou eenvoudig ook net hulle kon beteken. Met die gevolg dat hier ook iets sou kon staan soos hulle het vir Jesus gesien en hom aanbid, hoewel daar ook maar twyfel by hulle was. En sou dit nie dan juis met ons ervaring in ons elkeen se lewe ruim nie. As gelowiges is ons lewe mos maar hierdie vreemde mengsel van vertwyfeling en vertroue, nie waar nie? En baie keer is dit nie asof 'n mens twyfel oor jou ewige bestemming nie. Jy twyfel nie daaraan dat jy by die Here gaan wees die dag wanneer jy doodgaan nie. Jy twyfel daaraan oor wat gaan nou gebeur, hier, in die praktiese van die hier en nou, in hierdie jaar wat nou voorlê. Gaan ons dit maak hierdie jaar? Gaan ons dit maak hier in Suid-Afrika? Hoe gaan ek my kredietkaartskuld afgewerk kry? Hoe gaan ek my kind help in hierdie jaar? Hoe gaan ek saam met my ouer daai belangrike lewensbesluit neem hierdie jaar? En is ek nie uiteindelik maar heeltemal alleen in al hierdie dinge nie, daai twyfel? Is jy uiteindelik nie maar soos jou vingers so alleen nie? Die vreemde mengsel van geloof en vertroue wat ons almal se ervaring maar is. En wat ons met so 'n bergtop ervaring soos hierdie begin van die nuwe jaar maar weer vierkantig in die oë moet kyk en moet erken vir wat dit is. En dan lees ons hier in die skrifgedeelte, kom Jesus nader en hy praat met sy disippels. Hy praat met ander woorde met jou en met my vanoggend. Vandag, as jy miskien later kyk na die erediens. En hierdie woorde wat dan volg, is sulke beroemde woorde. Baie van ons wat nou al 'n klompie preke in ons lewe deurgesit het, of wat nou al 'n paar strategiese beplannings van gemeentes of van kerkrade bygewoon het, ken hierdie woorde dalk al amper uit ons kop uit. Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek is bekommerd dat ons in die kerk hierdie woorde van Jesus te maklik met 'n soort van 'n program vir kerkwees begin assosieer het, of dit in elk geval in ons koppe so verander het. Ek bedoel, hier gee Jesus mos nou self vir ons 'n paar kritiese prestasieaanduiders waaraan ons onsself kan meet of ons nou 'n goeie gemeente is of nie. So sou mens althans in elk geval kon dink. Ek bedoel, ons moet vanjaar mense Jesus se disippels maak, ons moet mense doop, ons moet hulle leer om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. Dit is natuurlik waar en is reg so. Ons moet hierdie dinge doen, maar ek wonder of ons nie tog eers op 'n baie dieper vlak, eintlik op 'n meer persoonlike, intieme vlak, Jesus se woorde moet hoor nie. Jesus praat met ons hier op die bergtop, wat in ons geval nou die begin van hierdie nuwe jaar is. Ons wil vir Jesus sien
en ons wil hom aanbid. Tog is ons baie keer ook maar vol vertwyfeling. Ons wil hom onderskei in ons lewe. En tog sukkel ons ook maar partykeer daarmee. Jesus praat met ons. En is die moeite werd om hier die eerste woorde aan ons net weer 'n slag te hoor. Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Nou, mense is geneig om die woord mag baie keer met krag te assosieer. Asof Jesus hier sê, ek is die sterkste in die hemel en op die aarde. Ek kan doen net wat ek wil. En daar is sekerlik tone daarvan in hierdie Griekse woord exousia wat hier gebruik word, maar dit gaan eintlik meer oor autoriteit of oor gesag. En ek wonder of ons nie Jesus se woorde aan ons hier soos volg sou kon interpreteer nie. Jesus sê hier, alles in die hemel en op die aarde trek in my saam. Ek is die fokuspunt van alles wat bestaan. Alles in die hemel en op die aarde. Ek, ware God, ware mens, saam. Ek was dood en kyk, ek lewe. Ek is die sin van alles wat bestaan. So, hoor jy, broer en suster, jy hoef nie hierdie jaar wat voorlê in te gaan met enige ander standaard of maatstaf waaraan jy jouself meet nie. Jy hoef nie hierdie jaar in te gaan en jou eie waarde te meet aan jou inkomste wat jy het nie. Jy hoef nie in hierdie jaar in te gaan en jouself heeltyd te meet aan jou bure of jou vriende nie. Dat jy net waarde het wanneer hulle jou eer of van jou hou nie. Jy hoef jouself nie te meet aan sosiale media en aan allerlei influencers nie. Al wat jy moet onderskei, al wat jy en ek moet onderskei in elke situasie, is dat God hier is. Want Jesus Christus is God en mens saam. En al wat jy moet onderskei, en ek moet onderskei in elke situasie, is dat daar 'n nuwe lewe aan die ander kant van die dood is, wat Jesus Christus het opgestaan. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dan hierdie wonderlike belofte reg aan die einde, vir jou en vir my, op hierdie bergtop aan die begin van die jaar. Onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Ek is by julle al die dae, sê Jesus. Ook al die dae wat hierdie jaar voorlê. En wie weet wat die karakter van al die dae van 2021 gaan wees. Dan gaan sekerlik 'n baie groot klomp normale roetine tipe dae wees. En dan gaan daar ook uitsonderlike dae wees van baie harde werk, waar jy in die aand doodmoeg in jou bed val. Daar gaan nagte wees waar jy in jou bed lê en besig is om jou te bekommer. Waawyd wakker na die plafon aan die staar. Daar gaan hierdie jaar dae wees van blydskap en van feesviering, rooi letter dae. Daar gaan dae wees van hartseer en van rou. Maar ek en jy moet hierdie belofte van Jesus nou hoor. En ons moet probeer om dit hierdie jaar te onthou. Ek is by julle al hierdie dae. Wat ook al gaan gebeur, Jesus Christus is by my. Ek is nie alleen nie. En hy is by ons saam, as kerk. Hy is by ons, as land, as wêreld. En dink so daaroor, hierdie dae wat nou kom, moet ook gebeur. Hulle is deel van die ervarings wat ons moet hê, wat die wêreld moet hê, tot die volëinding van die wêreld. Hierdie jaar van 2021, se dae wat nou aanbreek, met hulle vreugde en hulle pyn,
Hulle moet gebeur, sodat die tyd kan volloop. Nie dat ons die tyd verby wens nie, nee. Jy is elke dag uit die Here se hand ontvang met blydskap. Maar ons kan met hoop hierdie jaar ingaan. Want Jesus Christus is by ons al die dae. Ook al die dae van 2021. Amen. Kom ons antwoord op die Here se woord deur nou ons geloof te bely. Ons gaan die woorde van Skrifberuiming 12:3 vers 1 tot 3 saam sing. Beruiming van die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. En met hierdie geloofsbelijdenis, die credo, kom ons ook vir 'n paar oomblikke in die gees rondom die nagmaaltafel bymekaar. Onthou, liewe broers en susters, om die nagmaal te vier is om uit Jesus Christus se aanwesigheid te lewe. Vanuit ons deel kry aan hom, word ons ook sy liggaam. Kan ons in die week wat voorlê, in die jaar wat voorlê, gaan lewe. Kom ons doen dit. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, ons dank U vir die wonderlike belofte van ons Here Jesus Christus, dat hy by ons is, dat U by ons is, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hier waar ons op hierdie bergtop van 'n nuwe jaar staan, en probeer om die paadjie van die jaar te onderskei, help ons, o Heilige Gees, om hierdie belofte te hoor, daaraan vas te hou in elke oomblik van hierdie jaar wat voorlê. Dankie dat U ons tot hiertoe gebring het in ons lewe, die lewe van die gemeente, in ons land, in ons wêreld. Vader in die hemel, ons bid dan ook vir ons land en ons wêreld, spesifiek in hierdie nuwe jaar. Voorop in ons gedagtes is steeds COVID-19 pandemie wat oor die wêreld spoel. Wees ons tog genadig, Here, gee tog uitkoms. Laat daar vanuit hierdie
omwentelings wat gebring word deur hierdie pandemie, tog 'n beter wêreldorde na vore kom, meer regverdig. Here, laat mense tog ook dink weer, wat is dit wat werklik saak maak in die lewe? Vergewe ons dat ons so materialisties is, so jaag, so die aarde en mekaar ander mense uitbuit, terwyl hulle net van eie gewin, om net by mekaar te maak, op te gaar. Laat dit verander, Here. Laat 'n nuwe gees in die wêreld posvat in hierdie 3de dekade van die 21ste eeu. En dat ons as kerk ook daartoe bydra, dat ons die getuies tog sal wees van 'n alternatiewe leefwyse, 'n nuwe manier van leef, saam met die aardes, deel van hierdie skepping, net om mooi te wees vir U, die bruid van Jesus Christus, vir U, ons Here. Ons bid vir ons regering, vir die besluite wat geneem moet word, wat baie mense se lewens direk raak in hierdie tyd. Gee wysheid, onderskeidingsvermoë. Ons bid vir die gesondheidsdienste wat baie stremming ervaar in hierdie tyd. En vir die gesondheidswerkers, Here, gee tog krag, deursettingsvermoë en help ons ook om verantwoordelike burgers te wees van ons land en om na mekaar om te sien. Wees met die mense wat hartseer is in hierdie tyd, wat dalk geliefdes aan die dood afgestaan het as gevolg van die COVID-19 pandemie, maar dalk ook oor ander maniere of ander redes. Troos hulle, soos wat net U troos, Here. U nabyheid wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid vir ons gemeente in hierdie jaar wat voorlê, waar baie van ons nog met vakansie is en dalk van by die see ingeskakel is by vanoggend se erediens of op ander plekke. Help ons om tog ook goed uit te rus, sodat ons met nuwe hoop, nuwe moed en krag hierdie jaar wat voorlê, ook weer in die naam van Jesus Christus kan aanpak. Al die bedieninge, al die beplannings wat ons doen, as U die huis nie bou nie, Here, soeg almal daaraan te vergeefs. Maar ons wil dit met die leë hande van die geloof uit U hand ontvang en net verstom staan oor U genade. U voer ons altyd mee in die triomftog van Jesus Christus. Ons bid so vir ons kinders, wat in die nuwe jaar weer moet skool toe gaan later, oor paar weke as dit U wil is, dat hulle hierdie jaar ook U woord sal hoor in hulle lewens, en die opgewondenheid van die opstandingskrag van Jesus Christus. Ons bid vir ons seniors, mense wat al ver gevorderd is op die lewenspad. Dankie vir hulle wysheid, dankie vir hulle liefde, Here, en help ons om hulle ook te koester. So bid ons vir die gesinne, wat ook alweer binnekort in die volheid van die lewe gaan staan, met die stremmings, die spannings. Ons bid vir geestelike volwassenheid, dat mense, dat ons na mekaar kan omsien, vir mekaar kan help, ingestel sal wees op mekaar, en net so Jesus Christus vir mekaar kan kaats, sodat ons al hoe meer elkeen uitgenooi word om geestelik op reis te gaan. Mag dit so wees vir ons almal in hierdie jaar. Seën ons nou, vandag en in die week wat voorlê, om Christus ontwil. Amen. Ons gaan ten slotte 2 liedere saam sing. Lied 508 vers 1, dit was die lied wat ook aan die begin, waarvan Stefan vir ons 'n verwerking gespeel het in die begin. Lied 508 vers 1 en daarna skrifberuiming 1-2 vers 1 en vers 3. En weer eens die uitnodiging aan julle, daar waar julle ook al is, by die huis of op vakansie, sing gerus saam, as julle die vrymoedigheid het. Daarna word ons deur die Here uitgestuur met sy seën.
Die Here stuur ons uit die week, die jaar in met sy seën. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.